Nou weet ek, haar gaan my 10de. Hierdie kerk gaan nou 'n evangeliekerk raak. Julle gaan uitgaan. Hier gaan ongelukkig pastoor, omdat julle die ou wat na drank ruik gaan inbring. En hy gaan langs iemand sit, en dan gaan die ander een sê, nou bedank ek by die kerk, want hy stink. Laat hy gaan. Hy het nog nooit 'n verhouding met God gehad, hy is godsdienstig, laat hy gaan. Hou die stinke. Ek het aan my kerk, die Here het humor, lei ek 9 spiritsdrinkers na die Here toe. Hoor gou mooi, as iemand stink, jy hoef nie langs hom te sit nie. Jy kan skuif, op 'n mooi, sonder op te beledigend te wees. Maar hoor gou, lei hulle na die Here toe, die volgende oggend drink hulle weer spirits, wat gif in het, en al 9 is dood. Sommige stryd vinnig, is hulle hemel toe. Hulle het nog gegroei, so ek is fyn. Ek glo regtig hulle is hemel toe. Maar een bly oor. Hy kom, sy lippe is blou. Hy bly ook op straat. Hy gaan kies toe die tannie uit, wat my beste 10de gee. En die grandste lyk in die kerk. En hy gaan sit langs haar. Sy kom na die kerk, sy sê, pastoor, as daai ou weer langs my kom sit of naby my, verlaat ek die kerk. Nou weet ek, haar gaan my 10de. In elk geval, volgende Sondag kom. Sy sit. Ek sê vir haar, sy kan net wegskuif. En wie kom sit langs haar? Want hy het seker lekker gesit laas Sondag. Hy kom sit langs haar, maar hierdie keer sit hy anderster. Hy voel meer die Christenliefde. En hy raak in die slaap en sy kop val op haar skouer. Ek preek, maar toe preek ek lang, want ek weet dis die laaste wat sy hier is. En hy begin het toe, die ou snor, nou val hy blou lip, so dan kyk ek haar, sy sit net so. Sy kyk net so voor haar. Ek smile en ek praat oor die liefde van Jesus. En ek weet, die spirits ruik so in haar neusgate en moet verskriklik wees. Sy het toe gegaan. En my 10de. Hoor gou mooi. Jy kry daai mense wat sê, ek gaan en ek vat my 10de saam. Hoe is dit jou 10de? Is dit nie meer God se nie? Vat hom, hou hom vir jou. Jy wat wil die pastoor roel, en nou weer vandag sê, kyk, hierdie pastoor se vrou dan nou 'n mooi rokkie aan van het rooie sy is seker weer my 10de. As jy wil roel, is verby. Ek sluit af, regtig nou. Oor evangelisasie. Wou gisteraand, oor die prostituie, tot ek dit klaar gemaak het. Hoor gou mooi. Ek het een aan. Ek was al verloof aan my vrou. Toe kom ek by 'n sekere plek. En nou nie vertel waar nie. Kan konsternasie veroorsaak. Maar ek drink toe nog. En ons het 'n baie geld gehad wat oor is. Ons was 'n groep mense in 'n klap wat kitty geld oorgehad het. En hulle sê toe die staat gaan die geld vat. Jare terug, 1990. En dat is R100.000 daai tyd. 1990, die staat gaan dit vat. As ons dit nie use nie. Hulle kry toe 6 prostituie en klomp drank. En hoe dit gaan die aand toe, die prostituie is nou klaar betaal. Dan kom die ouens by my, ek sê toe, ek sal in charge vat van die 6 vrouens. Julle kan oor die drank vat. Nou kom die ouens rooies, ek soek daai enietjie. Dan sê ek, yes, R300. Hulle is so dronk, hulle weet nie eens betaal nie. Pocket ek. Maak geld. Ek verkoop hoera. Mense, hoe sleg kan jy nie raak nie? Dan kom sy bloed en was my wragtig skoon. Wie is ek dan om die ander mense kans te gee nie? Maar so pocket ek die 300. Ek het so rol. Ek kom terug by die huis. Ek en Stella is verloof. Sy sê nou, ek sê nie, ek was in Sun City. En toe sit ek daar op 'n paar nommers. En ek het sonde, baar ander sonde. Maar sy is ook sommer bly. Ons is altyd so ongered, soos wat se goed.
En hierdie ding bly stil van die prostituie. Maar hoor gou, by die Heilige Gees bly ietsie stil nie. Jy moet die waarheid praat. En ek raak 'n pastoor. Ek het nooit nog vir haar vertel nie. En een Sondag staan ek en ek sê, en die Here sê, en toe ek sê, die Here sê, toe sê, ek wil jou gou iets sê. Dis 'n sonde wat nie bely is nie. En jy sal nie vandag preek. Is jy nie daar nie? Jy sal nie vandag preek, as daai sonde nie bely is nie. En ek las iets by. Pas op om by God se woorde by te las. Ek sê, die Here sê, as 'n sonde nie bely nie, en jy sal sommer hier voorkom staan. Die Here het nie gesê voorkom staan nie. Ek las by. En jy sal hier voorkom staan, en jy sal dit vertel. Nou ek wil net vir jou sê, jou pa was in daai kerk en jou ma, om Dion, Diedericks, hulle was in daai kerk, ek is lief vir daai mense gewees, maar in elk geval, hulle was in daai kerk. En ek is daar. En ek sê, jy sal hier kom staan, nou kniel ons, nou bid ons, allemaal op hulle knie. Die Here sê, dis jy. Ek sê, wat? Hy sê, hy prostituie. Nou kyk ek so oor vir Stella. Kyk, ek het 'n tierkat getrou. Nou sê net ek om buiskykie, sy kap net so nou en dan nog. Maar, nou weet ek. Ek kyk ek so oor die preekstoel, sê ek, Here, kan ek die ding maar net by u bely? Hy sê, jy het mos toe gesê, hy sal hier voorkom staan. Ek sweet. Ek sê later, staan maar op, sit. Ek sê, dit is die pastoor. Laat ek maar vertel. En toe ek vertel, toe barst die salwing. En 'n vrou spring agterop in die kerk, en sy skree vir 'n man, sy is getroud en hy man. En sy skree, hy het gisteraand by my geslaap. Jene, ek skrik my vrek. Ek dink, wat gaan nou gebeur, want al twee paartjies sit hier. Luister, as herlewing kom, lyk dit anderster. En toe hulle so begin, ek sê, maak die deure toe. Maak die deure toe. En God vat oor. En daai paartjies raak later my hospitaalmense wat die hospitale besoek. En God red daai oggend, toe die pastoor bely wat het hy gedoen. Moenie terughou nie. Amen. Nou ry ek huis toe. Kyk, hulle Stella. En jy iets te sê? Gelukkig is ek met 'n introvert getroud. Sy het tot vandag toe nie iets gesê nie. En sy hou dit daarmee teen my nie. Sy het net eendag sê, dubbel geld. Dubbel geld. Sy het nie geweet, dis hoereloon nie, maar Jesus verander ons. Amen. En as ek kan verander geword het, wil hy jou ook verander.